Here, kom lê my hande op en ek sal Vader in Jesus Christus naam. Here, U weet dat ons word oud, maar ons weet ook dat ons vertrou op die Koning van Konings vir 'n antwoord en vir wonderwerke, en daarom bid ek vanoggend vir hierdie liggaam, dat al is hy oud, maar U is nog steeds die een wat krag gee. Terwyl Caleb 85 was, het hy nog gesê, ek is net so sterk soos toe ek 40 was. So bid ek, Here, dat U hierdie liggaam met elke krankheid, elke siekte sal verwyder in Jesus naam. Ons glo in U, ons glo in U waarheid. Ons weet dat U die een is wat antwoord, en dat hierdie mense sal terugkom met 'n getuienis dat Jesus het hulle aangeraak. En ons gee al die lof en die eer. Prys die naam. Here, kom lê my hande op my suster vanoggend, en terwyl ek die bloed oor haar pleit, wil ek bid, Here, U het al reeds baie gedoen vir haar. U het al reeds 'n pad oopgemaak, sodat mense kan begin agterkom, die Here is aan haar kant. En wanneer die Here aan ons kant is, dan was hy ons skoon met sy bloed. Dan begin hy ons skoon maak, sodat ons nie kan wees in U, Here, en daarom bid ek, dat U die krankheid sal wegneem van haar af, dat U dit sal skoonmaak, dat wanneer sy terug sal kom, sy kan getuig, dat die Here Jesus Christus, wat uit dood het opgestaan het, haar aangeraak het, want U het deur Lazarus gesê, staan op, loop uit die graf uit, en hy het gesond geword, hy het uit dood het opgestaan. So bid ons, Here, dat hierdie krankheid sal verwyder, en dat daar getuienisse sal wees van U grootheid, en U Here in heerlikheid. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Prys die Here. Loof die Here. Wil jy die Here nog 'n lofoffer gee? Kom ons prys die Here. Prys sy naam. Ek wil graag met u 'n skrif deel wat hier op my hart gelê het, en ek dink dit is waarom die Here al hierdie goed wat gebeur is, ons besef hy is die antwoord. My tema vir hierdie jaar is, soos ek laasweek gesê het, is die Lewenfontein. En die Here het my die opdrag gegee om by die Lewenfontein te bly, maar ek praat oor iets anders vanoggend, oor kom voor die deur toemaak. Nou, ek sal graag 'n manifestasie kan doen, en dat deur hierso gesit het en vir jou gewys het, as jy die deur toemaak en sluit, dan kan jy nie weer oop gaan nie. Ons weet almal hoe werk die Here goed is, maar vanoggend, die Here het op my hart gelê om hierdie skrif met u te deel in Genesis 6 vers 8 en 9. En dan vers 7. As jy dit het, kan jy vir my net sê amen. Dis maklik. Genesis begin, is die heel eerste boek in die Bybel. Ek hoop julle het geweet. En ek wil net laat hier staan, hè? Prys die Here. Julle het maar regtig gemaklik te begin maak. Jy is in die huis van die Here. Hier's nie iemand anders behalwe die Here baas nie. En hy is die koning hier, so hy is die almagtige. Julle mag saam met my lees. Sê amen as jy die skrif het. Amen. Prys die Here. Nou weet ek dis by die regte plek. Loof die Here. Genesis 6 vers 8 sê, maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel. Vers 7 vers 1 sê, daarna het die Here aan Noag gesê, gaan in die ark, jy en jou hele huisgesin, want jou het ek regverdig gevind voor my aangesig in hierdie geslag. Vers 17 sê, is my teksvers, jy, en die wat ingegaan het, gaan as mannetjie en wyfie, van alle vlees, soos God hom beveel het. Hier is die belangrikste gedeelte van dit, en die Here het dit agter hom toegesluit. 'n ander gedeelte wat ek gelees het daarvan, sê hy, ander Bybelvertaling sê, die diere wat ingegaan het, was mannetjie en wyfie van al die lewende wese, soos God Noag beveel het. Toe het God hom toegesluit binne die ark.
Nou jy sal my vra, hoekom lees ek vanoggend oor die ark, die water? Ons ken almal die storie van Noag en die ark. Ons weet hoekom die Here die vloed gestuur het. Daar is seker nie een van ons wat hier vanoggend sit wat daai storie ken nie. En ek het nogal mooi gedink daaroor en vra vir die Here, wat wil U ons leer vanoggend daaruit? Wat wil U die gemeente daaruit leer? En dit is eenvoudig. Hy sê ek wil dit vir julle lees wat ek gekry het. Hy sê ek het nog altyd gedink dat Noag veilig in die ark was, omdat dit volgens God se spesifikasies gebou is. Ek het gedink dit is miskien die sterkte van die gehoorhoud of die deelsame argitektuur wat dit versterk het, wat op die watervloed gemaak het dat geen water in die ark sou kom nie. En kom ek op hierdie gedeelte af, ons moet dit nie misloop nie, selfs nadat Noag die ark gebou het, was God self wat hom toegesluit het. Nie 'n mens nie, nie Noag nie, gesluit het om op die waters van die vloed uit te hou, ook so van almal wat opkom op die ark. In 'n ander vertaling sê die Here het hulle binne verseël. Hy verseël hulle binne. Hy het nie hulle uitgehou nie. Jy kon nie uitgaan, as jy in was, is jy in. As jy uit was, was jy uit, dan het jy verdrink in die water. Die ander wat ek wil sê vir jy is dat hoeveel keer kom ons by daai paadjie, en ons het al baie by daai kruispaai van ons gekom in ons lewe, dat die Here vir ons iets wil wys, en dan wil ons dit nie sien. Of jy kom by 'n deur, ek wil die getuienis in die begin. Baie jare terug werk ek op die myne, voordat ek getroud is, en as jy nog nooit op die myne gewerk het, daar is sulke huisbakke waar ons ingaan. Daar's net een weg in, en daar's net een weg op. Daar's nie trappies soos wanneer jy binne 'n groot hotel is, waar trappies af is tot onder, en daar's nie sulke goed nie. Maar dit is kilometers ondergrond wat jy ingaan. Maar in die geleentheid, terwyl ek onder toe gaan, werk ek en ek doen my werk en ek kom uit, maar ons wil toe nou 'n bietjie vroeër saam met ander mense uitkom. En terwyl ons toe nou op pad is om by, kan ek sê, die wagstasie, te sit daar so en wag, dat hierdie huisbak afkom, sê dit vir ons die grootte gaan nie afkom nie, ons moet dan beter om die klein huisbak op te gaan nou. Hulle noem dit dit is amper soos 'n reënskag. Die hele skag word nat gehou die hele tyd. Daar's die hele tyd water. Nou ek net hou aan, hy word vinnig nat. As jy daar bo kom en lyk dit of jy geswem het, so nat is jy. Maar wat ek wil sê is, ek staan toe daar, en terwyl ek staan om in te gaan, sê die Here vir my, kyk, ek plaas voor jou geopende deur, en niemand sal dit sluit nie. En wat ek oopmaak, sal niemand toemaak nie. En die wat, en as ek toemaak, sal niemand dit moet oopmaak, en ek dog toe, dis nou 'n openbaring, so hier in die ondergrond, daar waar niemand dit kan kry nie. En daar sit 'n lyn mense, en daar moet ons stry om in te gaan. En ek kom bo, en ek besef, die Here gaan 'n ander plan met my. Net om te weet, die volgende oggend kon ek nie daar gaan werk het nie, want toe hulle die skaf toesmaak vir ongeluk wat gebeur het. Maar die Here is so getrou, hy help 'n mens daardeur, en dadelik begin jy dink as mens, wat is die doel van die Here van die deur? Wat bedoel die Here deur om te sê, hy gaan jou toesluit, of as die deur as jy in is, gaan hy toesluit agter jou. En baie keer dan is ons baie, ek sê, wederstrewend, ons wil 'n antwoord dadelik hê, ons wag nie vir antwoord, ons soek mos dit, en ons bid daarvoor, maar niks gebeur nie, en dan kom die antwoord soms so uit die stilte uit, wat die Here se plan is. En die plan was met Noag dieselfde gewees. Die Here het hom regverdig gevind, voor almal, op die hele aarde, was daar niemand soos Noag gewees nie. En weet jy wat was die guns van Noag gewees, hy kon sy familie saamvat. Nou ek weet, ons praat baie daarvan, en as jy al gehoor het, wanneer ons in die hemel kom, as die Here ons kom haal, gaan ons al voor die Here staan, en dan staan jy weer. En dan gaan jy ook voor die Here moet staan, en die Here gaan vir jou sê, gaan weg voor my, ek ken jou nie, of hy gaan sê, welkom. Welkom in die huis, waar ek al reeds voorbereid vir jou. Dan kom soeke dae wat vir ons voor gaan lê,
Maar om uit daai punt uit te kom, kos ons as mens 'n verantwoordelikheid om by die Here uit te kom weer. Ons moet terugkom by die weë van die Here. Noag was regverdig gevind voor God. Wat het Noag anders te gedoen as wat die wêreld gedoen het? Nommer 1, dis wat ons vanoggend doen. Jy het jou tyd uitgekoop om in die huis van die Here te wees. Jy het jou tyd uitgekoop om by die Here te kom. As jy tyd maak om te bid, is jy besig om in regverdigheid te werk daarvoor. Jy doen dit nie vir 'n mens, jy doen dit nie om iemand te, kan ek die Engels sê, impress nie. Jy doen dit nie vir my nie, jy doen dit nie vir jou man of jou vrou nie, jy doen dit nie vir jou kinders nie. Jy doen dit want jy weet, daar is iets wat die Here in jou wakker gemaak het. Daai bron van lewe wat ons moet bewaar is, dit is om die hemel te kan maak. Ons almal wil hemel maak wat hier sit vanoggend. Ek glo so. Ek glo nie een van ons wil in die ewige hel brand nie. Ek wil glad nie. En daarom het ek 'n besluit gemaak al baie jare terug dat ek dien die Here, nie omdat ek gesien het my pa dien die Here nie, omdat ek gehou het van hoe die pastoor hoe hy is nie, of hy my gelike het nie, of ek goed gedoen het in sport, of enige ding nie. Ek doen wat ek voel die Here het in my 'n verandering gebring. Hy het in my iets oopgemaak, daai bron van lewe, sodat ek kan lewe tot 'n ewigheid saam met hom. Maar om by daai punt uit te kom, het ons nodig om die riglyne te volg, die skrif, die woord van God. En baie keer, dan hoor ek hoe die skrif verdraai word, om ons as mense te pas. Weet jy, die woord het nog nooit verander nie. Daar is 'n lied wat ons sing, elke belofte in sy woord is myne, elke hoofstuk, elke vers, elke lyn, elke seën in sy liefde rein. Ek hou van die Engels wat sê, ek weet nie hoekom die Engels dit net so lekker, hy sê, every promise in the book is mine. Every chapter, every verse, every line. Every blessing of the Lord divine. Kan jy dit dink? Hierdie boek is nie geskryf, so ek net moet deurgaan, dag na dag, werk toe moet gaan, huis toe moet gaan lê en slaap, opstaan, my familie moet sien, en my familie moet versorg nie. Hierdie is 'n riglyn om die hemel te maak. Hierdie is nog nooit gewees dat ons soos ryk word uit die woord uit nie, geestelik ryk, ja, maar nooit vleeslik nie. Daar's geestelike dinge wat ons nog nooit geleer het nie. Ons praat baie keer van ons het nog net 'n druppel in die emmer van dit gesien wat die Here vir ons kan doen. En as ek hoor hoeveel getuienisse al daar was, dan begin ek dink dat Here, daar was baie regverdige mense voor my gewees. Daar was baie in hierdie tyd gewees. As jy voor Genesis voor Noag gaan lees, dan sê jy sien, daar was mense wat geregverdig was deur God. Maar die Here het dit goed gedink om hulle weg te vat, voordat Noag opgedaag het. En ek wil terugkom by die gedeelte van Noag. Ons weet almal dat die sondevloed bestaan uit sonde. Daar was nie groot sonde of klein sonde, nou begin jy raak en ietsie pastoor. Ja, ek gaan daar raak. Ek gaan dit sê, en ek hoop julle is gereed. So as jy nie gereed is, jy skuif so reg in jou stoel, sit hom vas, want ek wil vir julle ietsie vertel. Sonde is sonde. Jy kry nie groot of klein nie. Jy kry nie vet of baar nie. Sonde is sonde. As ek gesteel het, is dit sonde. As ek moord gepleeg het, is dit sonde. As ek my broer geslaan het, is dit sonde. En as jy die verkeerde kant van die gereg is dit sonde. As ons teen die regering opstaan, is dit sonde. Kan ek aangaan? Is jy saam met my? Kan ek dit maar sê? Is hulle gereed af? Lesbians en gays is ook sonde. Amen. Maar weet jy wat die probleem is? Ons skuif daai mense aan jou kant toe. Ek praat die ander dag met iemand en ek sê vir hulle, weet jy wat, ons moet hulle nie jou kant toe skuif. Ons moet hulle begin terugkry na die Here. Weet jy hoekom is hulle uit die kerk uit? Hoekom is ons kerk leeg vanoggend? Is omdat ons nie die mense toelaat wat sonde het om saam met ons te kom sit nie. Want ons het onsself te regverdig, het ons opgestaan en gesê, ek is regverdig voor die Here. Vanoggend kan ek dit dalk ook sê, ek is dalk 'n regverdige man,
Maar as ek nie gevra het, Here vergewe my nie, dan is ek net so skuldig aan sonde. Dan kan ek ook maar sê wat ek wil, ek is self dan ook nie regverdig om hemel te maak nie. Wat my anders te maak is, wat die Bybel van praat van die sondevloed is, ons het die bloed van Jesus Christus, om ons te reinig van ons sondes. Wanneer jy Jesus aanneem, dan neem jy hom aan, om jou verlosser te word, en hy was jou met sy bloed. Hy dink nie weer aan jou sonde nie. Nou wil ek vir u vanoggend vra, wie van ons is geregverdig om ons sondes te kan uitwas? Ek wil dit so sê, wie is ek om te sê, Frankie, mag nie in die kerk kom vanoggend nie? Omdat hy dalk, ek gaan dit een voorbeeld gebruik, steel nie. Hy het nou gesteel, nou sê ek, hy mag nie kerk toe kom nie. Wie is ek? Ek het dalk iets anders te gedoen. My oë dalk gedwaal, en dit is ook die ding, ons praat nooit daarvan nie. Wie is ek om dit te sê? Die Here het hierdie plek gebou, nie vir rykes nie, nie vir mense wat wil doen in die bank het nie, hy het gekom vir ons wat sondaars is. Amen. En hy het regverdig deur sy bloed, het hy ons kom loskoop, sodat ons die ewigheid saam met hom kan gaan. Wanneer ons voor sy wit troon van kom in die oordeeldag daar staan, en hy sien Frankie, dan gaan hy sê, Frankie, ek sien iets. En die enige daar staan, hy gaan sien, jy is bedek met die bloed. Want toe jy jou hart en lewe vir die Here gegee het, het hy jou geregverdig. Hy het jou skoon gewas. Hy het jou wit as sneeu gemaak. Jy word regverdig gevind in die oë van die Here. Dieselfde met elkeen van ons wat hier vanoggend is. Ons is regverdig voor die Here, wanneer ons die bloed aanneem, wanneer ons Jesus Christus se krag aanneem, dan begin ons regverdig vir 'n dag, om saam met hom in die hemel te wees. U is nou maar baie stil vanoggend in hierdie plek. Amen. U moet saam met my praat. Prys die Here. Die probleem is, wat ons maak is as kinders van die Here. Soos ek gesê het, ons kies wie kan die Here dien. Dis nie ons plek om te doen. Ek is nie hier om vanoggend nie te sê, hierdie een mag nie, daai een mag nie, daar's glad nie so ding nie. Ons moet die Here begin aanroep, en vra, Here vergewe my as ek gedink het, ek hou my broer van die kerk af. Ek wil met iets deel, baie jare terug, en ek sê dit is baie jare terug. Ek is nou nog baie keer hartseer daaroor, en ek daaroor praat, want ek voel, ek het fout gemaak. En die probleem is, ek kry daai ou se naam nooit weer. Ek weet nie waar hy is vandag nie, of hy die Here dien, weet ek nie. Ek bid dat die Here my elke dag sal vergewe. Ek was baie jare terug, is ons in die kerk, maar ek is ook op skool, maar word ek ligleier. En ek sal dit nooit vergeet nie, ek het die opleiding gehad en alles, en wat my gevang het was, daar is een van die jong seuns wat saam met my die Here dien, en die pastoor het nogal baie opgekyk om te sien wat waar ons Vrydag of Woensdag so. In daai tyd het ek niks anders te geken as bid. En ons het begin bid. 'n Paar van ons het altyd gebid om Woensdag en Vrydag vir 3 maande lank het ons gebid. Dis al wat ek gedoen het. Want ek het nie geweet hoe om wat te doen nie. En die pastoor gee ons die opleiding hoe mense na die Here toe lei, evangelisasie, die kursusse en al daai goedjies. En dit is lekker as jy alles doen, maar as jou hart nie reg is nie, dan kan jy ook nie iemand lei na die Here toe, want jy sukkel dan, want die Here begin eers met jou werk voordat hy met anders te werk. Maar so gebeur het na skool werk ek, en die mannetjie werk saam met ek sê, mannetjie, ekskuus daarvoor, die jongste, hy is bietjie jonger as ek, tot daai sal my ons begin werk, en ek kom agter, hy ken nie die Here nie. So nooi ek hom jeug toe, dan gaan ons saam, en ons dien die Here saam lekker, en hy maak toe, daar kom toe 'n kwissery in die werk, en hy staan toe op die my baas, lang storie kort te maak, hy besluit toe, hy gaan nie meer langer bly nie. En ek maak die grootste fout van my lewe. En hy kom na my toe vir hom. Ek sê vir daai aand is dan nie. Ja, julle kan. Ek wil vir julle sê, ek voel toe sleg daarna die tyd, want ek het iemand weggewys, wat die Here nodig gehad het. Die probleem is dat
Ek is nie een wat kan regverdig maak. Net die Here kan. En toe na daai ruk, lang ruk, baie jare later, toe ek begin my besonders weer bely en goed is en by die Here kom, toe bring die Here dit op en hy sê vir my, jy het my kind weggewys. En ek sê, Here, ek vra U groot om verskoning, want wie is ek om te sê, wie mag jou maak en nie maak? Ek voel nie regverdig voor U meer nie. En die Here wys vir my sy genade, want U weet ons is deur genade gered. Deur sy wonder daar vir ons genesing gekom, maar die Here begin met my werk daai dag. En ek begin my man opsoek en ek het hom nog steeds nie gekry, maar ek begin 'n gebed verandering maak in my lewe. En ek begin bid en ek sê, Here, vergewe my. En maak seker dat ek nooit weer so fout sal maak nie. Want dit maak nie saak wie inkom nie, al is hy die grootste moordenaar, hy het die Here nodig. Ons almal het die Here nodig. En in hierdie laaste tye van die lewe waar ons leef, het ons almal die Here se genade nodig. En ek begin bid en ek vra vir die Here, vergewe my net. Maak my rein en ek het verlang met 'n wrok in my hart geloop. Ek kon nie mense bedien en op daai stadium toe was ek nie 'n leier meer gewees nie. Omdat ek gevoel ek het skade gemaak aan die werk van die Here. Maar die Here is so getrou en hy is so regverdig dat hy my gesê het vir my, ek vergewe jou. Die dag toe Petrus vir Jesus verraai 3 keer, toe kom hy na Petrus toe, hy sê, Petrus, laat my lammers by. En hy het 3 keer vir hom gesê, en na die 3de keer toe sê hy, Here, jy weet ek het jou lief. En in my woorde wil ek vir jou sê, het hy Petrus vergewe, want hy het Petrus gemaak die rots. Petrus was 'n moeilike man. Petrus was een van die ouens wat die Here, hy het geveg vir die Here, maar hy het ook die Here ontken dat die Here sy verlosser en saligmaker was. Ons ken almal daai gedeelte. Ons almal was al daar, want iemand vir jou gevra het, is jy 'n kind van die Here? Nee, ek is nie. Of jy wil nie vir iemand sê nie wat jy is bang, hulle jaag jou uit die winkels uit. Of hulle jaag jou van die sportveld af. Of hulle jaag jou uit jou werk uit, of in die winkel waar jy kos moet gaan koop. Dan is ons skaam, ek kry ons skaam daaroor, want ons is bang, hierdie mense gaan ons iets aandoen. En ons is nou ook op 'n stadium soos 'n Petrus wat kom by 'n plek waar ons besef ons het die Here nodig. Volgens wil ek my boodskap baie eenvoudig hou vanoggend. Ek wil vir u sê, ons almal het die Here nodig. Amen. Die een wat hier sit, is te groot of te regverdig, sodat die Here oor sy pad kan kom nie. Ons het almal sy bloed nodig om ons skoon te was. Die probleem is, baie mense kom tot by die bloed van Jesus, en dan draai hulle om. En hulle gaan dien die wêreld. Die Here het ons uitgekies vir 'n tyd soos die, om hom te dien. En hy, sy genade deesdae nog oop vanoggend vir ons. En ek het nie 'n lang boodskap nie, maar ek wil vir u vanoggend sê, soos hier na hierdie deur kyk wat hierso staan, hy's wel nou gesluit, maar dit gaan my iets kos om daai deur dalk te breek om deur te gaan. Maar dan gaan dit deurkom vir ons elkeen vanoggend. En dit mag nie dalk wees vandag nie, of môre nie, of oormôre nie, maar op 'n dag, dan gaan daar 'n deur vir ons kom. En dan moet jy die besluit maak of ek ingaan, of gaan ek bly aan die ander kant van die deur. En wanneer daai deur gesluit is, of jy in is of uit is, gaan of vir jou goed afwerk, of negatief afwerk. Ek het nie my storie vertel vir julle om julle sag te maak in julle harte nie. Ek vertel julle wat die Here my ook raak gesien as 'n sondaar. Amen. En by dit terug te kom, Noag was 'n regverdige man. Noag was die een wat regverdig was. Niemand anders nie sy kinders nie. Maar omdat Noag regverdig was, het die Here hulle toegelaat in die ark.
Vanoggend gaan die Here ook daai gedeelte en ek wil vir u vra vanoggend. Ek gaan dit nie lank uitdruk nie. Ek wil afsluit met hierdie gedeelte in Openbaring sê hy, Openbaring 20 vers 15 sê hy, en as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf is in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Die Here wil hê dat almal die hemel moet maak. Maar dit gaan vir jou iets kos om reg te maak met die Here. Nie met my nie. Voordat jy reg maak met enige deelgenoot van ons gemeente of die mense wat buite wat jou seer gemaak het, voor jy moet jy eers by Jesus uitkom. Amen. En ek wil vir u vra vanoggend, ons maak 'n plan, ons maak die moeite om by die Here uit te kom. Ons begin tyd spandeer by die Here. Ek wil ook baie iets gevaarlik sê vanoggend. Baie keer dat stuur die Here omstandighede oor ons pad, nie ons te seer te maak nie, maar ons te druk in 'n drukgang om weer te kom, dat ons in sy heerlikheid kan ingaan. Ons het nodig dat die Here ons sal vrymaak. Al hierdie goeders wat nou in die wêreld gebeur, is om ons te leer, ons het die Here nodig. Jy het die Here nodig in jou finansies, in jou huis, in ons werksplekke. As die Here nie daar is nie, dan gaan ons verlore gaan, mense. Ons het die Here nodig, en ek gaan dit uitdruk. Jy het daai bron nodig. Ons het daai bron van lewe nodig. Amen. Ons het hom nodig, want as hy nie gaan voorsien, dan gaan ons dit nie maak nie. Om met hierdie gedeelte afsluit, die laaste gedeelte van Genesis 7 vers 16 sê hy, en die Here het agter hom toegesluit. Maak jou hart reg met God. Amen. Net Jesus is die middelaar. Daar's 'n lied wat ons sing, en ek weet nie hoekom druk die Here my so hard aan nie, maar dit is al wat ek wil doen, is ek wil mense by die Here uitdryf. Ek wil mense wat sondags is, weer terugbring by sy voete. Wanneer ons hierdie deur oopmaak, moet sondags inkom. Jesus het hom nooit tussen mense wat ryk was nie. Ja, hy het tollenaars gehad. Hy het mense wat hom besteel het hy op sy raad gehad. Hy het mense wat van hom sê gedoen het, op sy raad gehad. Hy het iemand gehad wat hom verraai het, wat deel van sy disippels was. Maar Jesus het nog steeds vir hulle elkeen 'n geleentheid gegee om uit te kom, om reg te kom maak. Ek glo, die Here sou, as dit so ver uitgewerk het vir Judas, 'n geleentheid gegee om reg te kom maak. As hy by die regte genade uitgekom het. Maar hy het 'n keuse gemaak om nie dit te doen nie. Vanoggend het ons nog 'n keuse. Hoeveel mense het ons oor die pad gekom, ek hoor getuienisse, en mense wat van bid het vir hulle geliefdes, wat op die laaste geleentheid voordat hulle sterf, reggemaak het met die Here. Ons het nog 'n geleentheid om reg te kan maak. Maak jou reg. En wat ek wou sê is, daar's 'n lied wat sê, op jou pad kom 'n dag, as jy God bly verwerp, waar hy jou vir ewig sal verlaat. Vir ewig. 'n ewigheid is langer as 'n tydelike tyd. Ons is in 'n tydelike ding hierso mee besig. Hierdie tydelike dinge waarmee ons sukkel is net tydelik. Maar ek wil vir u vanoggend sê, en ek wil hierdie uitnodiging vir u gee, as jy voel, jy kan dit nie meer doen nie. Die geleer van genade is nog vir jou ook vanoggend. En ek wil vra dat jy elkeen die hoofde buig vanoggend. En ek wil vir u vra, terwyl ons hier is, as jy voel, jy moet by daai punt kom, om te sê, Here, ek het jou nodig, is dit jou geleentheid. Ek gaan jou laat skaam kry, ek wil vra dat jy jou hand opsteek vir my. En vir die Here sê, Here, ek het jou nodig. Here, ek kan nie sonder u nie.
Jou genade is wat ek nodig het. En Hemelse Vader, terwyl elke een wat vanoggend hulle hand opsteek, wil ek kom bid en vra, U ken ons harte. Die woord van die Here sê, U is die toetser van die niere en die kenner van ons harte, en daar is niks onbekend vir U nie. En terwyl ons hier is, in ons afhanklikheid voor U, en elke een wat hier vanoggend is, wat hulle hande opsteek, wil ek sê, sien hulle raak vanoggend, kom raak hulle aan. Kom vernuwe hulle harte, Here. Kom raak hulle aan vanoggend. Kom raak hulle aan, vergewe hulle van hulle sondes, sodat hulle rein mag wees, sodat ons hemel mag maak, sodat ons ook soos Noag regverdig sal word voor U aangesig, sodat wanneer ons ingaan in die deur van genade, en hy toemaak agter ons nog hemel sal maak, ons nog steeds in die heerlikheid van die Here sal kan instap. Hemelse Vader, ek vra dat U ons sal vergewe. Kom was ons met U bloed skoon vanoggend. Was ons en soos die woord sê, U dink nooit weer daaraan nie. Maak nie saak waarmee ons stry nie. Here, ek weet U kan ons vergewe, want U alleenlik is die een met wat genade gekom het uit die kruis van Golgotha, en elke een wat hier vanoggend is kom aanraak het. Vir Here van elke gemeente lid wat hier vanoggend is, elke besoeker, bid ek dat U hulle sal aanraak vanoggend. Kom seën ons, Here, dat ons nooit sal vergeet, ons is niks sonder U nie. Ons word 'n geregtigheid genoem, regverdig genoem, wanneer ons in die heerlikheid van die Here instap, en ons gee al die lof en die eer. Ek wil U naam loof en prys, en vanoggend wil ek weer kom vir U vra, Hemelse Vader, as daar iets is wat ons verkeerd doen, maak ons los daarvan af, was ons met die bloed, en maak ons vry in Jesus naam, bid ek dit. Ons het U nodig, in die tyd waar het moeilik gaan, waar die vyand voor ons staan, weet ons kan vertrou op Jesus. Ons vertroue is in die Here, en die Here alleen. Ons gee al die lof en die eer, en ek bid dit na Jesus toe. Amen en amen. Prys die naam van God.